Dankbaar dat ek u kan groet vanmôre met die wete dat ons koning is aan die kom en ons kan uitroep en sê Maranatha, Jesus kom weer. Ag, ek is so bevoorreg om weer eens met u te kan deel en uit die woord van die Here, en die rede hoekom ek dit spesifiek doen is dat daar is soveel waarhede vir ons in die Bybel en soms kry ons nie altyd die kans om dit altyd vas te sit en by mekaar te kan sit nie. Ek wil vir u sê, daar's baie groter dieptes as die kort tydjies wat ek saam met u spandeer, en sou alles in 'n meer gedetailleerde formaat met u wou bespreek, maar ons besef ook dat hierdie gaan vir ons daaroor om die beginsels daarvan neer te lê, en dan ook so 'n bietjie ruimte vir u te laat om 'n nuwe studie te gaan geniet. Dankie dat u ook saam met ons ingeskakel is. Elke vriend, elke familielid wat saam met u nou kyk, ons gemeentelede, almal van u, mag die Here u ryklik seën. Altyd so groot voorreg om saam in die woord van die Here te kan lees, te kan ontdek. Ons praat oor waarhede by die Onse Vader. Nou ek weet daar's baie preke deur die jare daaroor gebring, maar ek deel met u so klein bietjie uit my hart oor hoe dat ek dit ook in my lewe ervaar het, en sodoende ook wat die skrif vir ons dan daarby sê. Ons lees graag weer die Onse Vader, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Dis waardevol, hierdie besonderse modelgebed wat Jesus vir ons kom leer het om te bid. En ek het vir u laasweek, en ek wil vinnig daarby stil staan, vir u gemeld dat daar's paar dinge wat ons weet. Onder andere weet ons dat die oomblik toe ons Jesus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, toe kom die Heilige Gees en hy woon in ons in. En ons liggaam word 'n tempel van die Heilige Gees. Wat ons dan nou ook moet weet vandag is die volgende: hierdie tempels waarin die Gees van die Here woonagtig is, moet 'n tempel van gebed wees. Elke dag van ons lewe moet ons bid. En ons moet die Here soek onder die leiding van sy Heilige Gees. Ook sê die woord dat die Gees van die Here leer ons en lei ons om te bid, sodat ons altyd in God se teenwoordigheid kan wees. Ons het laasweek dan stil gestaan by die volgende 3 punte, wat gesê het, om te kan bid, beteken ek moet 'n ware kind van God wees. Want hy begin met die woorde wat sê, Onse Vader. Gebed is nie net vir ons gebruik nie, maar wanneer ek as kind na 'n Vader nader, is gebed my middel om tot Onse Vader te nader. Die volgende groot doel van gebed vind ons dan, en dit is 'n waarheid wat ons nooit moet vergeet nie, is gebed, my lewe gaan nie oor my wil nie, maar laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek wil vir u sê, hoe meer ons onsself oorgee aan die Here, hoe minder word ons begeertes. Die derde een wat ons oor gepraat het was, ons daaglikse voorsiening. Dis vir die tydelike, maar ook vir die geestelike, ook vir die siege. Op elke gebied waarin ons beweeg, het ons wysheid, het ons insig, het ons krag nodig, en dit alles is deel van ons daaglikse voorsiening. Vanaand gaan ons by die volgende paar punte stil staan, en lekker puntjies, so besonders, 3 van hulle nog, en dan 'n laaste ene wat 'n herhaling is, van wat ons aan die begin ook gesê het. Die volgende een is, Vader, vergeef ons skulde,
soos ons skuldenaars vergeet. Bely jou sondes, maar vergeef ook ander mense. Jy sien, mense is vandag so maklik om te glo dat ek kan maar verkeerd doen en ek kan maar net aangaan en môre vra. Maar weet jy dat 'n ware kind van die Here, as ons moet stilstaan gou by hierdie onderwerp, kan sommige vir u van my kwaad word, ander mag van my verskil, maar daar's een ware ding. Hy sê bely jou sonde. Bely beteken ook om iets aan die lig te bring, dit openbaar te maak, dit duidelik daar te stel, dat Vader, ek het dinge verkeerd gedoen vandag, moontlik my hier meer verloor, moontlik iets gesê wat ek nie gesê het nie, moontlik iets gedoen wat ek nie moes doen nie. Here, ek bid, vergewe my, soos wat ek ander vergewe. Jy sien, baie mense bid, maar vergeef nooit nie. Jy sien, as u en ek wil hê dat die Here ons moet vergewe in hierdie dag, dan moet ek vergewensgesind kan wees. Ek moet bereidwillig wees om die fout van my boetie, my sussie, moontlike vriend wat iets gesê, iets gedoen het, moontlike kollega by die werk, ek moet kan vergewe. Want hierby is baie, baie waardevolle geskrifte en opgeteken, en ek wil graag slegs 'n sekere skrif met u deel, en dit is 'n rein hart wat God gaan sien. Psalm 24 vers 3, al onbekend, ek wil vir u sê, gaan lees hom maar, dit is so waardevol, waar die skrywer vra, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek, wie mag tot die Here toetree in gebed, wie mag in sy teenswoordigheid ingaan. Hy sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals sweer nie. Sien dat as my hart reg is, en ek het ook nie skade gedoen aan ander nie, maar ek laat ook nie toe dat ander se woorde en ander se dinge my skade doen nie, ek vergeef hulle, dan wil ek vir u sê, hierdie is 'n waarheid van die Onse Vader, wat ons nooit in ons lewe moet vergeet nie, en dit is, ek moet bely, maar ek moet ook kan vergewe. U sien, belydenis is nie net daar om my saak reg te maak nie, maar om my belydenis effektief te kan maak, moet ek ook kan vergewe vir dit wat iemand aan my dan ook gedoen het. Die volgende waarheid, waarby ons stilstaan vandag, is so belangrik. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek het dit kort opgesom in een woordjie, geniet die beskerming van God se almag. U sien, wanneer die Here ons bewaar van versoekings, wanneer die Here ons bewaar en ons ook verlos van die bose, het Satan geen staanplek in my lewe nie. Hy kan God nie aanval nie, daarom is hy besig om teen u en my 'n veldtog te trek. Ek wil vir u sê, sy swakheid, die vyand se swakheid, is van so aard dat hy is eintlik reeds geoordeel, en die woord sê, daarom loop hy rond soos 'n brullende leeu. Sy gevaar is nie opgeteken in dit wat hy is en dit wat hy doen nie. U sien, hy klink gevaarlik, hy lyk gevaarlik, maar hy's baie subtiel. Maar u sien, wanneer ek begin bid en sê, lei my nie in versoeking nie, Here, hou my gedagtes onder u bloed, hou my gedagtes gevange na gehoorsaamheid van Christus, en ek hardloop in die naam van die Here in, dan geniet ek die beskerming van 'n baie sterke toring, en dit is wat die Onse Vader ons kan leer. Ons is nie gemaak om in eie krag te dink ons kan vorentoe beer en groot sukses behaal nie. Ons is gemaak om God se beskerming te geniet. Die ou liedjie sê, Abba Vader, daar is niemand soos u nie. Ek wil vir u sê, dit het so 'n groot betekenis, wat sê dat die Here is my beskerm hier in elke opsig en in elke oomblik van my lewe. Ek geniet sy beskerming, ek geniet sy absolute sekuriteit. Ek kan vandag onder die sambreel van sy dekking staan en ek kan sê, waarlik, waarlik,
wanneer ek die Onse Vader bid, wanneer ek in my gebed bid, het ek geen ander plekkie waarin ek kan gaan as om te sê, Vader, beskerm my, Vader, bewaar my huis, bewaar my familie, bewaar my vriende, elke een vir wie ek lief, elke een wat vir my dierbaar is, bewaar die een en elkeen van hulle. U sien, ook in hierdie gebed vervat Jesus dit eintlik om vir ons te sê, ons kan nie sonder sy beskerming nie, ons kan nie sonder sy almag nie. Ek wil vir u vandag aanraai, daar is nie 'n beter skuilplek as by die voete van Jesus nie. Daar is geen beter sekuriteit as om vandag te sê dat ek het in my noodtoestand na die sterktoring gehardloop nie. Hoe beskerm ek myself? Hoe kan ek weerstand bied? En dit vind ons in Efesiërs 6, die alonbekende wapenrusting van God, maar ek wil slegs vers 18 vir u lees. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeke by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Geniet God se beskerming deur u gebed in u lewe. U sien, gebed, het ek al soveel kere gesê, is nie iets wat opsioneel is nie. Dis essensieel in ons lewens. Die volgende punt, en dit is die hele Onse Vader, die grootste deel van die Onse Vader, is hierin vervat. In hierdie besonderse gebed wat Jesus ons leer, wil ek vir u sê, die grootste deel daarvan, die uiting van ons geloof, ons lofprysing en ons aanbidding. Onder die lof van die volk leef onse God. In die aanbidding van die kind van die Here, om so bietjie sy naam te maak, daarin is vir my waardevolle krag en sterkte. Ek wil vir u sê, gaan sit so bietjie in die moeilikste dag van u lewe, en moontlik voel jy, maar ek wil niks sing nie, ek wil niks iets sê nie, moontlik sit jy by jou rekenaar, moontlik in jou huis vir jou televisie, dan wil ek vir jou sê, sit so 'n klein bietjie geestelike musiek aan, laat daar net so in die atmosfeer, net so bietjie musiek speel, wat God verheerlik. Ek praat nie van kontemporêre Afrikaanse musiek, en al die ander dinge nie, ek praat van geestelike, geïnspireerde musiek. Luister so bietjie daarna, laat dit bietjie die kamer vul, laat dit so bietjie u hart vul, laat dit so bietjie in u oor influister, en u gedagtes oorneem, en ek wil vir u sê, baie binnekort gaan jy agterkom, dat jy loof en prys die Here, saam met hulle, maar dan kom daar ook die tyd, wat jy nie hierdie hulpmiddel by jou het nie. Ek wil vir u sê, sing maar 'n ou koortjie. Een van die koortjies wat ek baie lief is om baie keer in so 'n tyd te sing, is Touching Jesus is all that matters. Want jy sien, wanneer ek by die plekkie staan, en ek besef dat daar's 'n oorweldigende maat van versoeking, 'n oorweldigende maat van vervolging, wat teen my is, van die vyand se kant af, dan weet ek vir een ding, om hom aan te raak, just touching his hand, just touching him, is al wat vir my besonder belangrik is. Touching Jesus is all that matters. Then my life will never ever be the same. En ek wil vir u sê, wanneer ek hom so by 'n tweede en 'n derde keer, al is dit net geneer het, of om hier in my gedagtes begin fluister het, later van tyd, dan vind ek myself, dan sing ek hom uit volle bors, en ek raak opgewonde hoe meer ek hom sing, want jy sien, wanneer ek begin lof en aanbid, dan raak ek die soem van sy kleed aan, en ervaar ek die krag van sy heerlikheid in my lewe. Daarom is dit so belangrik,
belangrik dat die waarheid by die Onse Vader is. Maak jou gebed 'n lofprysings 'n gebed. Maak jou gebedsaltaar ook 'n altaar van lof en aanbidding. Weet jy, ek wil vir u sê, spandeer bietjie meer tyd daarin om God se naam groot te maak en u sal agterkom, daar's 'n ewige heerlikheid in opgeteken van oorwinning op oorwinning tot nog groter oorwinnings in Jesus se wonderlike naam. Die laaste punt, en ek gaan aanhaal wat ek by die begin gesê het. As u en ek ware aanbidders van God is hierdie 'n waarheid wat sal bly by die Onse Vader. Onthou dat wanneer u bid, is u 'n tempel van die Heilige Gees. As tempel het ons dan 'n verantwoordelikheid. En ek wil vir u sê, bidders wat gevul is met die Heilige Gees, moet elke dag van ons lewens voorbereiding doen, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. U sien, as die Gees van die Here in my is my kommer nie na my eie persoonlike behoefte nie, maar grootliks na die uitbreiding van God se koninkryk. U sien, die vyand se fokus is om ons sy doelwit is om ons van ons fokus af te kry, sodat ons nie gefokus sal wees op koninkryksbou nie, maar vasgevang sal wees by daaglikse beplannings en ook die werksaamhede om ons daarby uit te kry. Hierdie waarheid is, u is 'n tempel van die Heilige Gees, en wanneer u Gees gevulde mens is, bid vir koninkrykswerk, bid vir die werk van die Here oor die land en oor die wêreld heen, bid vir jou eie familie, bid vir jou vriende, bid vir jou dorp, bid vir jou land, bid vir die hele wêreld tot aan die uiterstes van die aarde, maar bid as 'n tempel van God se Heilige Gees. Die Here seën hierdie lering aan u. Die notas hiervan is dan ook beskikbaar vanaf vandag af, en u is baie welkom om ons te kontak, myself, selfs die kerkkantoor, en dit aan te vra. Ons gaan dit met liefde aan u voorsien. Die Here seën u, die Here sterk u, bid saam met my. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u wil geskied, net soos wat u dit bepaal het. Here, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. U ken ons daaglikse behoeftes, u weet wat ons nodig het. Here, bewaar ons en beskerm ons elke dag van ons lewe. Laat die versoekings by ons sal verbygaan, terwyl ons die oorwinnings daaroor sal behaal. Gee ons die krag van u volheid. Here, vergewe ons in ons swakhede, maar Vader, wil ek ook vandag in my lewe met vrymoedigheid kan sê, ek spreek vry wat alle ander teenoor my sê, gedoen. Enige aanklag wat onregverdig was, kanselleer ek. Enige skade wat iemand my aangedoen het, Here, het ek reeds vrygespreek. Ek spreek vry vandag, liewe Here, en laat die grootheid van u naam met ons wees. Liewe Here, ek wil vandag vra dat u ons sal bewaar en ons sal beskerm op ons pad. Maar meer dan alles wil ons vandag u aanbid, omdat u so lofwaardig is, omdat u die prys van lof verdien het, deur 'n prys wat vir my oorwinning gebring het, maar ook vrede gebring het, 'n prys wat vir menslike liggaamlike gesondheid, Here, maar ook absolute oorwinning bewerkstellig het oor die mag en die greep van sonde. Ons wil u loof, ons wil u aanbid vanmôre as die God van alle gode, die koning van alle konings, u naam verheerlik tot in ewigheid, in Jesus naam. Ons vra u, hou ons een en andere onder u kosbare bloed, en Vader, red siele
elke dag van ons lewe. Bring hulle op ons pad. Lei ons deur die woord, om hulle nader aan U te bring. Bid vir ons huise, ons families, ons vriende, ons kollegas. Here, ons bid vir ons land, ons bid vir ons regering, ons bid, Here, vir die wêreld, om hulle oog weer te draai, en vol in die aangesig van U heerlikheid te kyk, en te sien, dat alles is vir ons moontlik, in Jesus naam. Amen.